jaar, soos ek gesê het, is die 11de woordfees. Die tema is Baljaar met woorde. Natuurlik dan ook om aan te sluit by ons Sokker 2010 extravaganza. En die woordfees word elke jaar in Stellenbosch aangebied, met trots. Dis 'n kunstefees, dis 'n skrywersfees, maar dis ook 'n fees wat woorde sentraal van alles stel. Of dit nou in debatte, kuns, visuele kuns, musiek is. En op al hierdie vlakke, plaaslik en internasionaal, word ons oud-studente, Maties Alumni, trots verteenwoordig. Goeienaand, dames en here, good evening, ladies and gentlemen. En hy het Ina alreeds welkom gegee namens die Alumni kantoor. Dis vir my 'n groot voorreg om u namens die bestuur van Stellenbosch Universiteit hier welkom te heet vanaand. Die fees dra by uitstek dan die US se visie om Afrikaans uit te bou binne 'n meertalige konteks. Ons bou daardie visie ook deur ons betrokkenheid met die woordfees. En die woordfees is een van ons gemeenskapsinteraksie vlaggenskapprojekte. En op daardie wyse kry dit dan ook besondere ondersteuning van die universiteit. As deel van die woordfees wil ek spesifiek melding maak van ons WOW-projek, of Woorde Open Wêrelde projek, wat elke jaar by duisende leerders in ons skole 'n liefde vir die woord, 'n liefde vir lees en ook geletterdheid bevorder. Elke jaar bring die universiteit ook 'n groot aantal skoolhoofde na die woordfees toe. So dit is maar net enkele voorbeelde van hoe ons by ons gemeenskappe betrokke is. Ons is lankal nie meer die spreekwoordelike ivoortoring nie. Nee, ons wil graag interaksie hê met die belanghebbendes, met die rolspelers wat deel is van ons universiteit. En natuurlik is u een van daardie baie belangrike rolspelers. In die herposisionering en opratting van ons universiteit onder leiding van ons rektor, is die betrokkenheid van al die rolspelers dan vir ons van groot belang. Vir die verwesenliking van ons visie en om ons droom van 'n pedagogie van hoop waar te maak, het ons die inkoop van die totale universiteitsgemeenskap nodig. En u, as deel van die Stellenbosch familie, is vir ons baie belangrike vennote daarin. We are currently communicating with more than 120,000 alumni of our university. We know that you are our best ambassadors and that you play an important role in spreading the good news about Stellenbosch University. But we also want to hear what you say and what you think about us. And we would like to encourage you to participate in discussion forums on the alumni portal, in the various activities presented by the Alumni Office. We are now, as you probably know, in the midst of elections of new members of council. 4 members to be elected by alumni and 2 members to be elected by the donors to our university. And I would really like to urge you to participate in these elections as alumni. The Council of the University is a very important governance structure which gives guidance to management and plays a crucial oversight role. We need capable, knowledgeable and committed people to serve on our council. So please bring out your vote. Nou om terug te kom na al die balle wat ons hier by Stellenbosch Universiteit in die lug het. Op kampus is daar die afgelope tyd baie interessante gesprekke aan die gang oor wat 'n pedagogie van hoop nou eintlik vir Stellenbosch Universiteit beteken. U sal onthou dat dit 'n term is wat professor Russell Botman in sy inhuldigingsrede gebruik het aan die begin van 2007. En nou dink en praat ons baie daaroor om 'n inhoud te gee aan hierdie term. Wat beteken dit vir Stellenbosch? Hoe beïnvloed dit wat ons doen? Hoe kan ons hierdie pedagogie van hoop waar maak, lewend maak? Nou, eerstens glo ek dat Stellenbosch Universiteit deur uitnemende onderrig en opleiding hoop gee aan elke student, aan elke afgestudeerde, om nie net vir hom of haarself 'n beter lewe te maak nie, maar ook om 'n verskil te maak in die omgewings waarheen hulle teruggaan om te gaan werk en te woon. En soveel van ons
afgestudeerdes speel dan ook leiersrolle in hierdie verskillende omgewings. Ek weet, daar is sulke wonderlike stories, ons sien dit gereeld, voorbeelde van studente wat uit agtergeblewe gemeenskappe kom, miskien deur die skematies program inkom in die universiteit in, die hoogste akademiese kwalifikasie behaal, en dan teruggaan en gaan hoop skep in daardie gemeenskappe, en 'n klomp mense se lewens daardeur verander en beïnvloed. En dit is wat vir mens elke dag hoendervleis gee om by hierdie plek te werk. Tweedens, glo ek, beteken 'n pedagogie van hoop dat ons navorsingsvaardighede, ons intellektuele kapitaal aanwend om oplossings vir die groot uitdagings waarmee die mensdom vandag gekonfronteer word, soos armoede, omgewingsvolhoubaarheid, voedselsekuriteit ensovoorts, om daarmee 'n bydrae te lewer. Yes, we are focusing our research efforts on addressing some of the Millennium Development Goals, and we are establishing big research projects with national and international partners to make a contribution to eradication of poverty and related conditions, promoting human dignity and health, promoting democracy and human rights, promoting peace and security, promoting a sustainable environment and competitive industry. We need you to work with us to realize this vision. And I'm sure you can all identify with what we are trying to do. I trust that you will be as inspired as we are and contribute your time, your expertise, your passion to help us realize our dream of becoming a beacon of hope in South Africa and beyond. And later this year, you will be hearing many more exciting things that will be happening here. Watch this space. Ek het gereken, gee haar kans. As sy gesien het wat sy wou sien, sal sy terugkom. Ek moet erken, ek het nie toegedink dat dit eers 20 jaar later sou wees. In elk geval, ek was so 'n bliksem. Ek het gehoop jy ontmoet 'n totale voetbal. Wat jy nooit kan los nie, en wat jou vir die res van jou lewe deur die hel sal sien. Dit het my hart opgebreek. Jy sal my vergewe as ek nou nie daai hapie sluk nie, né? Ek dink hierdie is joune. Verskoon my, ek het werk om te doen. Ek wou nie my ma word nie.